Baie welkom, wat 'n voorreg om die woord van die Here aan u te bedien. Ons is besig om te praat oor ons posisie in Christus. En vanmôre gaan ons weer kyk hoe belangrik is jou verhouding met Jesus. Nie hoe belangrik is jou verhouding met die kerk nie, of met die dominee nie, of met die pastoor nie. Hoe belangrik is jou verhouding met Jesus? As ek en jy verstaan, ons weet God is drie-enig. Ek en jy is drie-enig. Ons het 'n gees, siel en liggaam. God is Vader, Seun, Heilige Gees. En ons het 'n verhouding met al drie van hulle, met een van hulle. is moeilik om te verstaan, maar jou verhouding met God die Vader is anders as jou verhouding met Jesus Christus. En jou verhouding met daai twee is anders as jou verhouding met God die Heilige Gees. Dus hulle vervul verskillende rolle in jou verhouding met God as een. En wanneer ek en jy verstaan dat die God die Vader, alles gaan vir hom oor die Seun. Alles gaan vir hom oor die Seun. Sy Seun wat hy moes offer, sodat ek en jy sy kinders kon word. Dit is belangrik dat ek en jy verstaan. Die Vader trek nie aandag op homself nie. Al wie aandag op die Vader sit, is die Seun. Die Seun sê, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. En dan kry ons verhouding met die Heilige Gees, né? Waar ek vir u sê dat dis die belangrikste verhouding wat jy hier op aarde sal hê, is jou verhouding met God die Heilige Gees, want hy is die een wat binne in jou kom bly. Jesus sit aan die regterhand van die Vader, en ek en jy is 'n wonderlike verborgenheid. Ek en jy sit saam met Jesus aan die regterhand van die Vader, maar ook hier op aarde is Jesus in ons deur God die Heilige Gees. So jou verhouding met God die Heilige Gees, wat doen die Heilige Gees? Hy wys jou net op Jesus. Hy doen niks uit homself uit nie, hy probeer nie aandag op homself trek nie, al die aandag gaan na een persoon toe, Jesus Christus. Hy is die sentrale punt van alles wat ons is, van alles wat ons doen. En wanneer ek en jy dit verstaan, dan verander ons verhouding met God die Vader. Ons weet, ons kan nie na God die Vader toe gaan sonder Jesus nie. Jy kan nie die Heilige Gees krag ontvang sonder Jesus nie. Hy is die doper in die Heilige Gees. Hy is alles. Hy is die sentrale punt. In die begin was die woord, en die woord was God, en die woord was by God, en hy het onder ons kom woon. Hy het vlees geword, en onder ons kom woon. En die fokus is altyd Jesus. In die gemeente vir my en vir jou, dit gaan nie oor vir my spesifiek, oor 'n denominasie nie, wat 'n denominasie is ek nie, dit gaan vir my oor Jesus. Is ek 'n disipel van Jesus, en doen ek wat Jesus sê? Dis die enigste voorbeeld wat ek en jy nodig het om te volg, is disipels van Jesus. Ons is nie disipels van doktrine nie. Ons is nie disipels van kerke nie. Ons is disipels, ek het niks teen kerk nie. Ons is in 'n kerk, ek is lief vir die kerk, ek is lief vir die liggaam van Christus, wat die kerk is. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, as jou fokus is 'n kerk of 'n persoon en is buitekant Jesus, dan gaan jy uitmis op alles wat God vir jou het en wie Jesus regtig is en wil wees. So ons het begin kyk in die boek van Kolossense. Ons het deurgewerk, ek het gedink ons het gekom tot by Kolossense 2 en ons gaan hom daar optel vandag. Weer net vers vir vers deurgaan. Kom ek bevestig net wat ons laas gelees het vir ons. Laat ek net daai nota kry. Die laaste paar verse, laas keer wat ons gepraat het, was Kolossense 2, vanaf vers 13, het hy dit gesê, en julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak. Jy moet verstaan, jy is saam met Christus lewend gemaak. Saam met hom, toe hy opgewek is deur God die Vader, toe was jy opgewek saam met hom. Nuwe skepping, nuwe lewe. Dis wat die Bybel vir my en vir jou sê. Deurdat hy al die misdade vergeef het. Hy het al ons misdade vergeef. En die skuldbrief wat teen ons was, wat met sy insettinge ons vyandig was, het hy uitgedelg en weggeruim deurdat dit aan die kruis vas te naal. So al die aanklagte van die vyand, van enige persoon, van wie gesê het, jy gaan dit nie maak nie, en al daai goed het Jesus gevat, en hy het dit teen die kruis vasgenaal,
en jy's van al jou skuld en jou sonde vergewe. En die Bybel sê hier, nadat hy die owerhede en die magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. So Jesus Christus het al die magte van die vyand uitgeklee. Hy het hulle tentoongestel dat hy oorwinning oor hulle het. En daai oorwinning behoort aan die gelowige nou. Want dieselfde Gees wat Jesus uit die dode opgewek het, is dieselfde Gees wat nou in my en in jou woon. Ek het nie 1% van hom en jy 70 en daai 30 nie. Ons het almal 100% van die Gees van God aan die binnekant van ons. Hoe meer tyd jy kan spandeer om daaroor te mediteer, dat die groter een, die een wat die hemel en die aarde geskaap het, bly aan die binnekant van my en ek het myself versoen met hom. Ek het een gees geword saam met hom en my gedagtegange is wat hy sê. En ons gaan vandag dit weer lees in die boek van die Kolossense. Hoe belangrik dit is dat ons verstaan posisie. Posisie is alles. As jy uit jou posisie uitbeweeg, dan is jy in die moeilikheid. In enige sport, enige ding. As jy in die stort staan en jy beweeg een voet, val my stort. Jy daai ding sprinkel so. Jy moet rondspring om nat te word. Maar as jy nou een voet links skuif, dan mis ek die stort. Want ek is uit posisie uit. So ek moet myself mooi senter by daai enetjie wat ons het. Dat ek nou kan nat word en oordentlik kan stort. Is dieselfde, is posisioneel. Alles is posisioneel in jou geestelike wandel. Dit gaan nie oor hoe goed jy is nie. Dit gaan oor hoe goed hy was. En ek wat deelneem aan sy goedheid. Ek probeer nie in my eie krag of heilig wees nie. Dis onmoontlik. Maar ek is uitverkoop aan die feit dat hy heilig is en dat hy in my bly. 'n Heilige God kan nie in 'n onheilige persoon bly nie. Hy kan nie, dis onmoontlik. Daarom is daar, jou gees is absoluut heilig. God het ingetrek, hy het homself saam gesmeld met jou gees en jy het een gees geword. Nie my gees en sy gees nie, een gees, een nuwe skepping. U hoor dit my so baie dit sê. Ek hoop dit begin bietjie in die gees insink. Ek is 'n nuwe skepping. My identiteit is nie my gevoelens en my gedagtes en hoe ek voel en wie wat sê en wat daai is opinie is nie. Dit het niks met te doen met wie jy werklik is nie. In jou woon Christus en saam met hom al die vrug van sy gees. Al die liefde en die blydskap en die sankmoedigheid en die lankmoedigheid en die geregtigheid en die geduld en die selfbeheersing, alles wat jy nodig het, is reeds aan die binnekant van jou. My vraag aan jou is, kan jy bewus word daarvan? Of is ek en jy nog steeds uitverkoop aan die leuns van die vyand? Ek kan nie, dit is so moeilik, dit gaan nie werk nie, ek weet nie hier nie, ek weet nie wat nie. Dis belangrik dat ek en jy posisie verstaan in Christus. En ons gaan hom optel nou in Kolossense 2 vers 16. Nou sê die Bybel vir ons, hy sê ek moes daai dingetjie gedruk het, Marlene, en ek het nie. Kom help ons gou hierso. Ekskuus vir julle op YouTube. Ek was weer my uitsonderlike self. So, ons kyk na die posisie in Christus. Kolossense 2 vanaf vers 16 sê die Bybel, laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot 'n fees of 'n nuwe maan of 'n Sabbat nie. Baie kinders van God word vasgevang in al die reëls en die regulasies van wat dit beteken om 'n goeie Christen te wees. As dit is wie jy is, luister vir my, ek sê nie jy lewe soos jy wil nie. Wees heilig, want hy is heilig. Absoluut. Maar wanneer jou posisie of jou identiteit is, want ek het my Bybel gelees, ek het gebid, ek kom gereeld kerk toe, ek gee tiendes, ek gee offerandes, ek doen die regte ding, ek bid so nou en dan vir mense, wil ek vir jou sê, jy mis die hele punt. Hierdie lewe is baie meer exciting as dit. Hierdie Christus, en hy sê vir ons, moenie mekaar oordeel nie. Ek wonder hoeveel bid hy. Ek kry dit en ek verstaan hoekom mense my vra so. Hoeveel tyd spandeer jy
met God? Hoeveel tyd spandeer jy in Bybelstudie? Hoeveel tyd spandeer jy in gebed? En ek verstaan, dis 'n logiese vraag. As jy my gaan leer, moet ek dan weet wat jy net lees jy daarom iets of wat jy daarom of maar dis nie waaroor dit gaan nie. Die vraag wat jy eintlik moet vra is, hoe lyk jou verhouding met Jesus? Want dit is 'n konstante ding. Dis nie iets wat ek inbeweeg, uitbeweeg, Sondag in, Maandag uit nie. Is 'n konstante verhouding, gedurig deur. Nou sê die Bybel vir ons, moenie mekaar oordeel oor die nie, dis reg en wat is verkeerd en dit is, hulle doen die en hulle doen daai nie. As ons opgevang word in daai, wil ek vir ons sê, ons mis die merk van wie Christus is. En Paulus sê dit vir ons, laat niemand julle oordeel nie. Want al hierdie goed sê vir ons, wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge. Dit was net 'n skaduwee, maar die liggaam, die mense van God, behoort aan Christus. Dis jou enigste plumline, dis die voorbeeld, dis wie ons volg. Hier kom ons weer, laat niemand julle van julle prys beroof nie. Wat is jou prys? Hoe gaan jy weet om jou prys te beskerm, dat ek het van jou kom beroof nie, as jy nie weet wat die prys is nie. Wat is die prys? Wat dink jy is die prys? Moenie laat iemand jou van jou prys beroof nie. Sy naam is Jesus. Laat niemand julle van julle prys beroof, al sou hy behaag het in nederigheid en verering van die engele en indring wat hy nie gesien het nie. Al is hierdie persoon iemand wat nederig is, hy lyk, alles lyk reg, alles lyk goed, sê die regte ding, ek is so nederig, ek is so geestelik, ek is so godsdienstig, ek is amazing. Bybel sê vir my, pas op, laat niemand julle van julle prys beroof nie. Al lyk alles reg, al sou hy behaag hê in nederigheid en verering van die engele en indring wat hy nie gesien het nie. 'n Ou wat bereid is om in te druk. En hoor hierdie gedeelte. Hierdie is nie een van ons nie. Hierdie is nou vir hierdie mense. En sonder oorsaak opgeblaase wees deur sy vleeslike gesindheid. As enigiemand al ooit opgeblaas. As enigiemand ooit al puffervis. Puffervis. Geen rede regtig nie. Jy kom net loop net verby hom in die water. Die Bybel sê so, moenie laat hulle julle prys beroof nie, want hulle is sonder oorsaak opgeblaase. Hoekom? Deur hulle wat se gesindheid? Vleeslike gesindheid. Want dit gaan oor hulle. En hulle het nie dit gedoen nie. Kan nie glo, hulle het my nou nie gegroet nie. Kan nou nie glo, daai het my parking gevat nie. Kan nie glo, daai McDonald's tannie het my order verkeerd gekry nie. Ek het so gevra vir 'n medium flat white en nou kry ek 'n caramel latte vol suiker. My oë spring amper uit toe kom drink. Kan nie glo, hulle kan nie daai simpel goedjies reg kry nie. Ek kan nie glo dit krap jou om nie, jou opgeblaas op puffervis. Ek is so lief vir Jesus. En nou sê vir ons, en vers 19, en nie vashou aan die hoof nie. Hoof met 'n hoofletter. Nie vashou aan Jesus nie. Vriend, dis die kern van alles, dis die prioriteit van alles, is Jesus Christus. Hom as gekruisigde en opgestaan, hom as hoof. En jy wat aan hom vashou. Vashou, jy moet vashou. Uit wie die hele liggaam, dis ons, deur die gewrigte en verbindinge ondersteuning ontvang en saamgebind word en so met goddelike groei groot word. Dis die doel, is om in die hoof aan die hoof vas te hou en saam as 'n gemeente, as 'n groep mense te groei en wat te word? Groot te word. Om volwasse te word. Waar ons mekaar nie meer meet nie, waar ons mekaar nie meer oordeel nie, waar ons net, hoe gaan hulle weet jy is sy disipel? Onder julle liefde vir mekaar, waar jy my net lief het. Al het jy gehoor wat ek laasweek gedoen het en nie reg gekry het nie, en hoe ek gepraat het en hoe ek gedink het, en ek wonder as ons net 'n insig kan kry en God sê vandag gaan ek julle wys wat het Johan Duisel gedoen laasweek. Daar's die skreen, kom ons gooi hom op.
Ek wonder wat sê jy vir my dink daarna. Ek wonder wat sal ek van jou dink. Paulus sê vir my en vir jou, ek ken niemand meer volgens die vlees nie. Want as ek jou nie volgens die vlees ken nie, dit beteken dit ek moet jou volgens die gees ken, en wanneer ek jou volgens die gees ken, dan beteken dit jy is 'n splinternuwe skepping. Daar's 'n 10 uit 10 op jou kop, al die tyd, die hele tyd. Maak nie saak hoeveel keer jy val nie. Hoeveel keer gaan jy opstaan in die genade van die Here Jesus Christus en verander word en groot word. Die doel is om te lyk soos Jesus. Dis die hele doel. Alles waarvoor jy gemaak is om gelykvormig te word aan Jesus Christus, sodat wanneer jy daar buite loop, ek praat juis gister weer met 'n vriend van my, totdat hulle kan sê, jy weet wat, jy lyk net soos Jesus. Jy sien hoe ons... Dis die doel. Ons het in hierdie selfde skrif gelees, het ons nie, dat jy en ek sy karakter reflekteer in wat? As iemand wat met my praat, in wat? In alles wat ek doen en ek wil julle nou nie wen nie, kom net in. Sê Johan, in alles wat ek doen en sê, moet ek sy karakter reflekteer. Nie my karakter nie, nie wat ek dink is reg nie, nie wie ek dink my opinie is nie. Almal het 'n opinie. Opinies is soos neuse. Almal het een en ons gewoonlik 'n paar gate in. So moenie bekommerd raak oor opinies nie. Oor wat die ons opinie, daai ons opinie. Wat? Dit bepaal niks. Niks van wie jy is nie. Is Christus Jesus die hoof, terwyl ek en jy in hom groei, terwyl ek en jy in hom groot word, as 'n gemeente, as 'n groep mense, as die liggaam van Christus. As julle dan, vraag, vers 20, as julle dan, saam met Christus, die eerste beginsels van die wêreld afgesterf het, as julle die eerste beginsels saam met Christus, jy kan dit nie op jou eie doen nie, afgesterf het, waarom is julle asof julle nog in die wêreld lewe? Onderworpe aan insittinge soos raak nie, smaak nie, roer nie aan nie. Almal dinge wat deur die gebruik bestem is om te vergaan, volgens die gebooie en die leringe van mense. Het jy dit geweet? Baie keer dink bietjie daaroor, hoeveel van die dinge wat jy glo, het jy werklik geondersoek en jy het dit uit die Bybel uitgekry vir jouself, jy het dit self gelees, God het dit in jou geopenbaar, dis wat jy glo, of hoeveel van ons het ingekoop deur die leringe van mense? Wat mense my geleer het oor tiendes, wat mense my geleer het oor die doop, wat mense my geleer het oor die doping in die Heilige Gees, wat mense my geleer het oor die gawes van die Heilige Gees, of het jy self die woord van God gevat en hom uitgepak en gesê, Gees van die lewende God, jy wat in my woon, Gees van openbaring, geen van wysheid, wat sê jy hier? Want ek gaan dit vir jou besef vanmôre. Jy gaan baie keer mense moet jou help om dit mis te verstaan. Dis so oop, dis so openbloot wat hy sê. Ja, maar ek is seker dominee D&D het in 1953 gesê, dis is die dominee, is ek jou source of geestelikheid? Ek hoop nie so nie. Ek hoop nie jy kom en hy het gesê, maak nie saak wat hy gesê het nie. Wat sê God? Dis jou enigste planlaai, dis die enigste ding wat ek en jy volg. Wat sê hy? En as ek nie weet nie en nie myself gekyk het nie, gaan ek weggesleep word deur alle tipe leringe. Dis hoekom ons die boek vat en ons lees hom versie vir versie. Ons haal hom nie uit konteks uit nie. Ons lees hom stap vir stap. Ons bou fondasie op fondasie, sodat daar geen die mekaarskap kan wees en sê, ja, maar hy het dit gesê of hy sê. Ek sê net wat die woord sê. Ek is besig om die woord aan die oop te breek, soos ek dit verstaan. Moenie net my glo nie. Ek het u gevra, ek het u uitgenooi. Gaan lees Kolossense, 4 hoofstukkies. Gaan jou 10 minute vat, 15 minute max. Gaan lees dit 20 keer en kyk wat met jou gebeur. Dis die woord wat lewe bring.
Dis die woord, dis die gees van God in jou, wanneer jy die woord sien, wat lewe bring, vir my en vir jou. Jy moet jou eie werk doen, vriend. Ek kan dit nie vir jou doen nie. Ek kan nie die veranderings bring wat jy nodig het om te maak nie. Ek kan jou bemoedig. Ek kan vir jou sê wat om te doen. Maar totdat jy besluit, ek gaan wees alles wat ek glo Christus het vir my betaal om te wees. En ek gaan my gedagtes begin vernuwe. Ek gaan elke gedagte begin gevange neem. Ek gaan elke skans wat in my gedagtes opgebou is, gaan ek afbreek en aftrek. Totdat ek lyk en praat en doen soos Jesus. Tot dan. As ons nie daai vastigheid het, gaan die vyand jou hardloop van pillar tot post met jou gedagtegang. En ongelukkig is daar baie van die kinders van die Here wat die stryd verloor in hulle kop. Dis waar die oorlog is. Dis vir jou gedagtes. Want as ek jou kan kry om oor iets te dink, op 'n sekere manier, dan gaan ek jou kry om dit te glo. En as ek jou eers kry om 'n verkeerde geloofsisteem te bou, dan maak dit 'n skans, dit maak 'n vesting in jou gedagtes. En dan wanneer ek vir jou iets wil niets bring, dan ek weet klaar wat dit sê. Jy hoef nie vir my te lees nie, ek weet wat dit is. Ek weet wat die woord sê. Die woord sê dit en dit en dit. Okay. Het jy dit geondersoek? Nee, ek onthou, ek het 'n boodskap gehoor. Ek wil jy uitnooi in verhouding met Jesus Christus. Hy is die woord homself. Jy kan nie vir my sê jy het 'n verhouding met Jesus nie, maar jy het nie verhouding met God se woord. Hoe kan jy? Hoe kan ons? Hy is die woord wat vlees geword. Hy is die woord self. So ons ontpak hom. Dis belangrik dat ek en jy verstaan. Al hierdie dinge was skade wees, wat moes vergaan. En hoor wat sê hy vir ons in vers 23. Wat alhoewel dit 'n skyn van wysheid het. Ons noem dit nie. Wat noem ons as iemand heilig is, maar hulle is nie regtig heilig nie. Hulle is skynheilig. Alles lyk reg soos nee, hulle gloei. Alles lyk. Maar dit is 'n skyn. Dis nie 'n werklikheid nie. Selfs met hierdie wysheid, alhoewel dit 'n skyn van wysheid het. Is julle reg? Sê ja, Johan, ons is reg. Ons is reg, Johan, ons is reg om hierdie volgende een te hoor. In eie sinnige godsdiens. Nie ons nie. Ons het laasweek nagmaal gehad, ons daaroor gepraat. Dien jy God vir wat hy vir jou kan doen, of dien jy hom vir wie hy is? Eie sinnige godsdiens, dien God vir wat hy vir ons kan doen. Hy gaan my spaarwiel wees, hy gaan my kom help, hy gaan dit doen, hy is my redder, hy is my herder, hy is my voorsienaar, hy is my geneesheer, is hy altyd absoluut? Is dit hoekom ek hom dien? Nee. As hy dit nooit vir my doen nie, maak dit 'n verskil aan hoe ek hom dien. Absoluut. Eie sinnige godsdiens sê, dit gaan oor my. Dit gaan nie oor hom nie. En dis wat hy vir ons sê, alhoewel dit 'n skyn van wysheid het, in eie sinnige godsdiens en nederigheid en in gestrengheid teen die liggaam, dit het geen waarde het nie, maar strek tot versadiging van die vlees. Ons dink ons is iets. Ek doen, wie weet ek. Het jy nou gesien hoe gaan daai aan? Ons wil hom nie dien nie. Wanneer die Bybel praat van vlees, praat hy nie oor die vel nie. Hy praat oor die ou natuur, jou siel, gemeng met jou vleeslike begeertes. Die gees en die vlees is teenoorstrydig teenoor mekaar. Gaan lees Romeine 7, Romeine 8. Sodat jy nie doen dit wat jy wil nie. Hulle is teenoor mekaar die hele tyd. Die hele boek, die boeke wat jy lees van Paulus, wat hy skryf oor nuwe skepping, is alles oor een ding. Is gees teenoor vlees. Is gees teenoor vlees. Is wat dink jy? Dink jy geestelik of dink jy vleeslik? Dink jy geestelik of dink jy vleeslik? Dis die hele tema, reg deur die boek. En dis wat ek en jy moet antwoord. Wat dink ek? Kom ons kyk wat sê hy vir ons. Kolossense 3. Moet ek daar kyk hoe lank ek die tyd is. As julle dan, hier kom ons weer, as julle dan.
As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo, waar Christus is en aan die regterhand van God sit. As jy saam met Christus opgewek het, raai wat moet jy soek? Die dinge wat daarbo is. Aan die regterhand van God, Jesus. Wat se dinge is daar? Hoe gaan jy soek vir iets wat jy nie weet hoe lyk dit eers? Het jy ooit tyd gevat om net te dink, wat is daar? Wat is daar? Wat is aan die regterhand van God waar jy saam met Christus gesete is en jy is geseën met hoeveel geestelike? Alle geestelike seëninge. Alles. Alles wat jy nodig het is daar. Hy sê soek dit. Daar waar Christus is. Luister wat hy sê. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo, waar Christus is, aan die regterhand van God sit. Wees nie seker wat hulle moet dink nie. As jy nie seker is, wees eerlik, sê, weet jy, ek is nie seker wat hulle dink nie, ek gaan jou help. Ek is bly jy het gevra. Hier sê hy. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Hoe het jy gedoen die week? Hoe het ek gedoen die week? Bedink die dinge wat daarbo is. Wat is daarbo? Alles goed is daarbo. Alles. Liefde, blydskap, alles is daarbo. Alles. En tog is alles in jou. Maar waar dink jy? Waar gaan jou gedagtes? Wat laat jy jou gedagtes? Waar betaal jy rent? Met jou gedagtes. Waar is jou gedagtes? Is dit regtig op die dinge daarbo waar God sit en Jesus aan die regterhand van die Vader? Of is dit op die aarde en wat hier gebeur en hoe my omstandighede my beïnvloed en hoe ek voel oor die en hoe ek voel oor my vrou wat my nou nie die regte ding gedoen het en die kos was sleg en die en my werkskollega en is jy besig om te dink op dit wat op die hemel is of is jy besig om te dink wat dit op die aarde is? Ons lewe op 'n aarde, ek verstaan. Maar die uitnodiging is om anders te wees. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Hoekom? Hoekom sê jy dit? Want jy het gesterwe. Jy maak nie saak nie. Wat? Jy kan nie dit sê nie. Jy maak nie saak nie. Het jy nie vir my saam met my gesê, ek is wat? Saam met Christus. O, julle is 'n bietjie sag op daai ding. Dis om Christus gekruisig, maar ek wil nie reg wees nie. Ek is saam met Christus gekruisig. Julle wat? Ek wat? Ek leef nie meer nie. Vriend, ek verstaan, dis vir ons in ons natuurlik is onmoontlik. Want daar's soveel van my eie ek. Ek en my vriend praat gister juist daaroor. Oor hoeveel verandering ek nog moet doen om te wees soos hy, om te lyk soos hy, om hom te reflekteer in alles. Want ek doen dit nog nie, maar ek is baie beter as wat ek was. Ek is selfs beter as wat ek laas week was. Want dis my hoofdoel, my enigste doel is om Jesus te reflekteer, om te wees soos hy. Dis wat die Bybel my sê, ek sit jou gedagtes so aan, op dit waar hy is. Kry jou gedagtes daar, nie op wat op die aarde is nie. As ek saam met hom gesete is in die hemel, dan regeer ek van daai posisie af. Ek wonder as ek en jy ons gebedslewe net verander, in plaas daarvan as 'n man wat hier onder staan en probeer optree, o God, as jy my net kan hoor, as ek en jy in ons posisie in Christus sit, en ons begin van daar af bid na aarde toe. Wat 'n verskil sal maak in hoe jy dink, en hoe jy glo, en wat God in staat is om te doen. Want hy sê vir my, ek is in staat om te doen, ver bo wat jy dink, of vra, deur wat? Deur die krag wat? In jou werk. Dit hang van jou af. Hoeveel jy gaan doen, hang van jou af. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie, want jy het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wat beteken verborge? Weggesteek. Hey, hoor julle wat hy sê?
Jou lewe is weggesteek in Christus, in God. Jou ware ek en wie jy is weggesteek. Dis weggesteek. Die waarde van wie jy regtig is in Christus. En dan in God. Hier's jy, en dan kom Christus, en dan kom God. En jou lewe is weggesteek in hulle. Wanneer Christus, wat ons lewe is, wat is? Hy is ons lewe. Hy is ons lewe. Want wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Wanneer daai verborgenheid, wanneer daai plantjie oopmaak, Raaibies in die middel, Christus en jy. Jy word saam met hom geopenbaar. Wie jy werklik is, die wonderlikheid, die krag, alles wat jy is in hom. Ag, as jy net kan besef jy is in hom. Woe! Ek raak bietjie opgewonde daaroor. Here, ek is so dankbaar. Nou sê hy vir ons, nou moet ons iets doen. Maak dood dan julle lede wat op die aarde is. Nou nie uitstorm mekaar se wiele gaan sny nie. Dis nou nie julle lede nie. Dis lede, né? Lede. Maar hy praat van vleeslike lede of siellede. Maak dood dan julle lede wat op die aarde is. Wat is hulle? Naamlik, as julle, wie wil weet wat hulle is? Daar's een, dis genoeg vir my. Naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes. Ons dink altyd aan dood, moordslag. Nee, net hierdie goedjies. En dan 'n wonderlike enetjie. En gierigheid. Hoor wat sê hy van gierigheid? Wat afgodediens is. Ek het geen ander gode nie. Ek kan bid geen ander gode nie, as jy gierig. Kyk net jou vriend se Mercedes en dag, mense ek raai Mercedes. As jy gierig, hy sê vir my en vir jou, om ten volle te lewe, dit wat Christus vir jou losgekoop het, moet jy, wie moet dit doen? Kom ek lees net weer. Maak dood dan julle lede. Nee, ag Here, as jy nie my lede kan doodmaak nie, hierdie hoerery, hierdie onreinheid, as jy nie dit kan doodmaak nie, is dit wat die Bybel sê? Dis nie wat die Bybel sê nie. Wie moet dit doen? Dan, jy klink of jou op vir dit. Ek moet dit doen. Maak jy dan dood. Die lede wat op die aarde is. Naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodediens is. Waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom. Dis hoekom die wêreld so sukkel. Hulle is ongehoorsaam, dis hulle hele lewe. Eie sinnigheid, selfgeregtigheid, dis hulle hele lewe. En daarom sê die Bybel, daarom kom die toorn van God oor hulle. Maar, hoor wat sê hy vir my en vir jou, waarin julle ook vroeër gewandel het. So julle moet nou al verby daai wees, né? Ja. Toe julle daarin geleef het, toe dit 'n absolute dag na dag lewing vir jou was. Maar nou moet julle ook. Dis nie kom ons kyk hoe gaan dit nie. Kom ons kyk wat se dag is dit nie. Kom ons kyk hoe voel jy nie. Nou moet jy, wat moet ons doen? Maar nou moet julle ook dit alles aflê. Wie moet dit doen? Jy, ek. Daar's geen verskoning nie. Daar's nie 'n maklike manier nie. Daar's nie 'n kort pad nie, vriend. Hierdie dood en sterf tot self is 'n daaglikse ding. Ek verloon myself daagliks. Ek vat my kruis op en ek loop agter hom aan. Daagliks, want ek weet môreoggend wat gaan eers opstaan. My ou vlees, my ou liggaam, ek sou nie lus nie, is maandag. Ag, ek kan nie wag nie. Ek weet wat gaan opstaan. As ek nie 'n oomblik vat om myself stil te maak en my gees te kry om te aktiveer eerste nie. Wat sê Jesus vandag? Hierdie is 'n dag wat die Here gemaak het. Ek kies om te jubel en te juig. Baie keer moet ek met myself praat, met my siel praat, want hy's nie lus nie. Hy wil nie. Hy's nie lus vir maandag nie. Hy's nie lus vir wat vir my voorlê nie. Maar dit wat wanneer ek en jy kom by die kruishout van Jesus en ons lê daai een af,
En ons sê, ek gee nie om wat jy sê nie, siel. Ek gee nie om wat jy voel nie. Dis wat ek en jy gaan doen. Ek gaan nou vir jou sê wat ons gaan doen, want ek is gees. Hulle wat God dien, moet hom in gees en in waarheid dien. Ek is gees en my gees gaan domineer. Nie my gevoelens en my gedagtes nie. As jy dit gaan toelaat, vriend, luister vir my. Jy kan nie wen nie. Dis waar die aanslag is. Jy is geseël met God die Heilige Gees en jy's gewaarborg. Dis nie die probleem nie. Jou gees is nie jou probleem nie. Alles wat Paulus vir ons skryf is oor die nuwe mens, is wat ek en jy moet doen om ten volle te lewe in wat Jesus gedoen het. Ek en jy moet werk doen. Ons moet goed aflê. Ons moet ophou jaloers wees. Ons moet ophou gierig wees. Ons moenie van onsself meer dink as wat ons moet nie. Hierdie gesindheid moet in my en jou wees. Dit moet in my en jou wees. Wat is 'n gesindheid? Wat in Christus was. Jy het nie tyd, daar's nie plek vir 'n ander gesindheid nie. Hy sê nie, kies jy maar gesindheid nie. Hy sê vir jou, hierdie gesindheid moet in jou wees, wat ook in Christus was. Dat alhoewel hy God was, het hy homself verneder, tot vernedering tot die kruis. En hy het begin mense bedien. Hy het begin dit maak oor almal anders. En toe hy begin dit maak oor almal anders, toe vervul hy sy doel en dit waarvoor hy geroep. Selfs met jou. Totdat jy dit maak oor almal anders, gaan jy nooit vervulling kry in wie jy werklik is. Terwyl dit oor jou gaan, vriend, luister vir my, mis jy die merk. Sodra ek en jy die aandag van onsself af kan kry, en hoe ek voel, en hoe ek dink, en ons begin hier kom, en ons sê, maar nou moet julle ook dit alles aflê. Wat moet ons aflê? Jy gaan dink, hy gaan praat diep sonde, groot sonde, luister wat sê hy, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond, lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het. Omdat julle wat gedoen het? Weet hom afgelê? Jy. Moenie hom optel nie. As jy hom uitgetrek het, los hom daar. En hoor die laaste vers, ons sal vandag daar klaar maak. En julle met die nuwe mens bekleed het. Wow! Jy het iets anders aangetrek. Elke oggend trek jy iets anders aan. Kyk hoe lekker funky lyk ek met my broekie. My vrou sê vir my, terwyl ek in die stort is, sy sê, wat gaan jy aantrek? Sê, ek weet nie, trek jy my aan? Kies hierdie pakkie vir my. Wat gaan jy aantrek môreoggend as jy opstaan? Wat gaan jy aantrek as jy, vriend, dit is baie meer belangrik as hierdie klere dra. Sit jou gedagtes op wat daarbo is en hoe jy moet wees soos hy is. En wanneer jy kan saamsmelt saam met wie hy is en jy kan dit aarde toe bring, dit is wanneer sy wil geskied op hierdie aarde soos dit is waar in die hemel. Maar terwyl ek soos die aarde dink en ek voel soos die aarde, hoe kan ek hemel toe, hoe kan ek hemel bring? Hoe kan ek hemel bring? Hy sê vir my en vir jou, en julle met die nuwe mens bekleed wat vernuwe word. Hy word vernuwe. Hoe word hy vernuwe? Tot kennis na die beeld van sy skepper. Hier is dit duidelik wat die program is. Jy moet verander word deur die kennis en die wysheid sodat jy kan lyk soos die skepper, soos jy kan lyk soos Jesus, dat waar ook al jy gaan, waar ook al ons vandag gaan, is alle dinge moontlik want Jesus is daar. En vriend, ek weet vir jou kop lyk dit, ja, maar jy gaan nou te ver, jy is arrogant. Daar's 'n groot verskil tussen arrogance en boldness. Arrogansie dink jy's goed in jouself. Boldness dink ek is goed in wie hy sê ek is. En ek beloof jou, jy gaan my nie kan uitpraat nie. Ek het te ver gekom vir enige mens, en Paulus waarsku ons. Hy sê moet dat niemand julle beroof nie. Moenie dat iemand van jou kom steel nie. Moenie iemand vir jou kom sê jy's nie goed genoeg nie. Moenie iemand sê jy gaan dit nie maak nie. Jy droom te groot. Ek het dit gesien voorheen gesien. Ek het gesien wat daar gebeur het. O ja nee, jy kan maar sien. Jy kan maar sommer weet wat gebeur het. Hou op geselskap hou met mense wat nie kan saamstem en jy kan bou as 'n lid van God om groot te word en groot te word in Christus, sodat jy volkome kan wees in hom, die hoof aan wie jy vashou. En terwyl jy aan hom vashou, kry jou gedagtes op die dinge daarbo, nie wat op die aarde is nie.
Want julle het julle ou lewe, ou self afgelê en julle het julleself met die nuwe lewe bekleed. Nuwe mens, nuwe Christus. En in hom is jou lewe verborge in Jesus, in God. Kom ons staan op. Vader, ons dank U vir die woord. Is kosbaarder dan goud, kosbaarder dan silwer. Daar's niks wat hierdie wêreld ons kan gee nie, in vergelyking met die woord van God. In vergelyking met die woord van God, deur die Heilige Gees. Vader, ek weet vanmôre daar's van ons wat sê, ek kan beter wees, ek moet beter wees. Ek kan daai ou mens aflê. Ek laat nog hopeloos te veel spasie vir daai ou gedagtegange. Daai ou mens, daai ou bekommernisse, daai pla, daai die, kan God, sal God, wil God, al daai goed. Alles wat mense op ons lê, Vader, mense, die Bybel sê menseleringe, 'n eie sinnige godsdiens noem hy dit, Vader. Ons wil vanmôre bid dat U ons sal verlos van elke vorm van eie sinnige godsdiens. Elke vorm van onsself, waar ons nog wil regeer, waar ons nog die sê wil hê, waar ons wil God inpas in ons lewe. Vader, vergewe ons, daar waar ons U probeer inpas in ons lewe. Dis nie hoe dit werk nie. Ons pas ons lewe in by U lewe. En ek wil vanmôre bid vir hulle wat die woord gehoor het en vanmôre wil aan veranderings maak. Heilige Gees, dat U hulle sal help. Dat U elke een sal help. Elkeen wat vanmôre daai besluit neem. Vriend, vanmôre in jou hart. Sê, weet jy wat, ek het gehoor wat jy sê. Ek gaan anders wees. Ek gaan die ou mens aftrek. Uittrek. Dit wat die vyand sê en dit wat my besmet het voorheen in my jonger lewe of whatever. Ek gaan daai ou baadjie uittrek. En ek gaan myself 'n nuwe baadjie aantrek. Ek gaan my bekleed met Christus. En ek gaan uit hom uit lewe. Heilige Gees, dat U ons sal help om dit te doen ten volle. En dat Jesus Christus werklik waar koning, Heer en redder van ons lewe sal wees. Dat hy die hoof sal wees aan wie ons vashou totdat hy kom. En ons dank U daarvoor. Amen.